Kom ons sluit die oë. Dankie Hemelse Vader vir die liefde en vir die genade, vir alles wat mooi is. Dankie vir hierdie oggend. En Vader, ons weet sommer vanmôre gaan die blydskap wat reeds in ons harte is, van krag tot krag beweeg. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Hartelijke goeiemorgen vanochtend hier in huis van Here. Vanochtend wil ek vir julle sê, dinge loop skeef, maar met God loop alles reg. Okay? Dit voel ook vir ons die mekaar vanochtend, maar die Here maak vir ons het hier ook vanmorgen. Ons het vanochtend met alles wat ons kon sukkel, het ons gesukkel, maar God is teenwoordig en is al wat ons nodig het vanmorgen. En daarom gaan ek sing vandag vir julle sommer net saam met 'n backtrack. As julle saam sing, sing julle saam, as julle wil sit. Vandag is ons so maklik nie huis van die Here. En ons geniet dit wat die Here vir ons gegee het vanmôre. Kijk, my eerste liedjie wat ek vir julle gaan doen is Holy Trinity. Holy Spirit, you've touched my soul, you've touched my spirit, and you make me whole. You are the light, the truth, the way. I trust in following you night and day. You are the Father, you are you are the Spirit, you're the Holy One, you are the only Holy Trinity. I live through you, live in me. Holy Spirit, you are the light that comforts me. Holy Spirit, show me the way when I should carry on, when I should stay. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One, you are the only Holy Trinity. You lift me up and give me strength.
enigste rede van Jonita Du Plessis. Jesus wil altyd met ons wees. Al maak ons vanmorgen die verkeerde keuses en ons vind ons weg. In die verkeerde keuses is God ons steeds teenwoordig. Die woorde sê, as ek vandag moet terugkyk op my lewenspad, dan sien ek elke draai, elke kronkelpad wat ek geneem het vanmorgen. Vanmorgen het jy dalk voel jy hierso en jy sit en jy sê, Here, maar ek het 'n kronkelpad wat voor my lê. Ek weet nie wat ek kan doen.
dan wil God vanmorgen vir jou sê, ek is altyd daar om jou. As ek vandag terugkyk op my lewenspad, dan sien ek al die draaie, elke kronk op pad. Die spore van my lewe was lang al reeds bepaald. Elke keer vertel ek al verhaal. Elke afdraaipaadjie sien ek tyd en raak, maar hier dit alles hier die oor my gewaar. Ek hoor al in die donker, net toe my weer kom aan. Want die weet, elke kind kan soms verdwaal. Sonder dat ek weet, het die my altyd vastgehou. En sonder dat ek weet, het die genade my omvou. Al my lewensdrome, het die in die hand bewaar. Lieve Heer, U was nog altyd daar. Ek sien dit in die stille waters van die see. Ek sien dit in die kind se oë, sy eerste tree. Hoe kan die wat nie wil glo en ongeloof bly staan? Lieve Heer, want U was nog altyd daar. Sonder dat ek weet, het U my altyd vastgehou. En sonder dat ek weet, het U genade my omvou. Al my lewensdrome, het U in U hand bewaar. Lieve Heer, U was nog altyd daar. Sonder dat ek weet, het U my altyd vastgehou. En sonder dat ek weet, het U genade my omvou. Al my lewensdrome, het U in U hand bewaar. Lieve Heer, U was nog altyd daar. Nou weet ek meer as ooit, daar is niks meer om te vrees. Lieve Heer, U sal altyd vir my wees. Lieve Heer, U sal altyd vir my wees. Liewe Heer, U sal altyd by ons wees. Hierdie een waarheid is waarin U kinders op 'n stofpaaie, op 'n grondpaaie, op 'n sinkplaatpaaie, op 'n steerpaaie gaan vashou. Of dit nou droë paaie is en of dit nou nat paaie is. U is altyd daar. Of dit slaggat paaie is en of dit gelyk paaie is. U is nog altyd daar. Of dit stormweer paaie is en of dit mooi sonskyndag paaie is. U was nog altyd daar. En selfs as ons kort paaie kies, omdat die lang paaie te ver lyk, is hierdie een wat ons nog altyd kom haal wanneer ons wiele pak word. En ons dink ons is gestrand, daar is geen hulp, geen uitkoms, is hierdie een wat ons nog altyd kom optel het. Want die was nog altyd daar.
En daarvoor, Vader, wil ons as seuns en dogters vanmôre vir U dankie sê. Dankie vir die God wat U is. Dankie vir die God wat U nog altyd in ons lewe was en sal wees. Selfs wanneer ons eie gedagtes nie meer raad het nie. Soms wanneer ons moeg word en moedeloos word en selfs dan die Here U van ons vergeet. Dan wanneer hy môre weer sy verskyning maak, sing ons, U was nog altyd daar. U was nog altyd daar. Here, U was nog altyd daar. U hoor my hart. U hoor ons hart. U was nog altyd daar. Kan sy lekker nie. Ek kan vanmôre vir u eerlik sê in my hele hart. As ek in die bediening is vandag, omdat ek eendag begin swat het en besluit het, dis wat ek wil doen, sou ek nie meer vandag in die bediening wees. As net te veel weerstand in die bediening. Jy kom en jy gee jou beste. Maar dit word nie altyd gesien met die hart waarmee jy dit doen nie. As 'n stadium wat ek gevoel het, miskien kort ek nog meer kennis. En ek het verder van so wat, ek het my honeursgraad in teologie klaar gemaak. En weet jy wat, nee, ek ben nie vir die dag. Dit moet ek alles in kant beskryf. Want ek kan nie die gees van God vervang nie. Geen studie. Geen menslike gejaag na kennis kan God se gees vervang nie. Weet jy hoekom nie? Want wanneer jy skielik in 'n situasie staan waar daar 'n persoon is wat duiwel besete is, kan jy nie vir die duiwel sê ek het 'n honeursgraad nie. Dan moet jy staan in die verhouding en weet dat jy is nie alleen in hierdie oomblik nie. Daar is 'n God wat sterker is dit wat hier voor jou staan. Wat nou homself gaan verheerlik in die omstandighede. Wanneer jy by die hospitaal staan, en iemand is op hulle laaste, en sien die dood is reeds besig om in te tree. Daar kan geen graad en geen studie die siekte laat uitgaan. Jy kan nie vir die siekte sê, omdat ek 'n honeursgraad het, of omdat ek 'n bachelor's degree het, of omdat ek 'n doktersgraad het, of omdat ek 'n professor in teologie is, siekte nou moet jy uit hierdie liggaam uitgaan. As hy nie saam met jou na vertrek instap nie, wil ek vanmôre vir jou sê, staan jy alleen met leë woorde wat weergaan teen die muur en teen die plafon vas en niks gebeur. En dis wat ek vanmôre in my hart het, is ek vanmôre hierdie boodskap dat ek vanmôre in jou wil bring, net watter beker drink jy? En watter beker drink jy? Matteus 20 vers 20 tot 24 kan nie so lank nou die blaai. En watter beker drink jy? Gedagtheid vandag se boodskap as padkos op jou lewenspad is, nommer 1, ons beweeg na baie gevaarlike tyd van die jaar, waar mense versigtig moet wees met watter beker hulle gaan drink. Daar is 'n beker wat reg is om van te drink, maar is dit reg in God se oë? 1 Korintiërs 10 vers 21, julle kan nie die beker van die Here drink, het ook die beker van duiwels nie. Jy kan nie deel aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van duiwels nie. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat my gedagtes nie 'n woord
wat moet gebring word bepaal nie. Maar die wete dat u vanmôre deur die lippe van Klein self begeer hoe u gaan praat en wat u wil praat en wie u dit wil sê. En my gebed is vanmôre, Here, omdat ek daai begeerte in my hart het, om dit te kan aflewer wat u wil vir ons sê, vir ons almal, vir my insluitend. Is ek dankbaar dat ek vanmôre kan sê, Here, neem die lippe van Klein en spreek met ons. Amen. Soos altyd, soos my gewoonte is, as ek iets sou preek wat nie reg is nie, luister fyn wat ek preek en maak met my koffie afspraak. En sê vir my wat preek ek verkeerd. Moenie net my woord vat omdat ek pastoor is nie. Gaan meet dit wat ek sê. En maak met my koffie afspraak as ek verkeerd is. Maar dit wat ek bring ek met liefde en opregtheid. Na die beste van my vermoë. Uit watter beker drink jy? Matteus 20 vers 20 tot 24 lees. Toe kom die moeder van die seuns van Zebedeus met haar seuns na hom en buig voor hom en neer om iets van hom te vra. En hy sê vir haar, wat wil jy hê? Sy antwoord hom, sê dat hierdie twee seuns van my in die koninkryk mag sit, een aan die regter en een aan die linkerhand. Maar Jesus antwoord en sê, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek aanstonds gaan drink en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? En dan sê vir hom, ons kan. En hy sê vir, dis waar my beker sal julle drink en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word, maar om te sit aan my regterhand en aan my linkerhand berus nie by my om te gee nie, maar vir hulle vir wie dit deur my Vader berei is. En toe die tweede dore was hulle verontwaardig. En watter beker drink? Somtyds, net somtyds. Jaag ons nie Christus in ons verhouding nie. Ons jaag wat ons uit die situasie kan kry. Net somtyds is ons mooiste woorde, Here, ons in verhouding met U staan, eintlik 'n selfsugtige, verskuilde agenda van wat ek uit dit wil uit hê. Wat bedoel ek daarmee? Dat ons is nie altyd met ons gedagtes ingestel om verkeerd te leef in ons verhouding met God nie. Maar wat spreek ons lewe van? Hoe leef ons lewe? Leef ons werklik waar om Christus en alles in ons lewe na te jaag? Of is ons besig om eintlik ons eie agendas te jaag, wat ons wil verklaar dat dit wat ek doen ek na die beste van my vermoë, omdat ek verhouding met Christus het, terwyl as ek vandag vir Christus moet vra, Here, die beker wat ek drink is werklik die beker wat U goed gee in my lewe. Dit wat ek doen, dit wat ek bedink, dit wat ek praat, dit wat ek na toe jaag in die lewe, is dit werklik wat God vir my in plan en in stoor het? Is ek werklik besig om in heiligmaking die sonde en die verkeerde dinge daagliks af te sterf en meer in heiligmaking nader aan God te beweeg? Ek weet daar's mense wat nie hierdie tipe preek kan nie. Ek weet dit. Maar jammer om te hoor van jou. Want ek gaan nie ophou om sonde te preek nie. En dat jy met sonde moet breek nie. Ek gaan nie ophou om te preek dat jy moet lewe om dit te streef om soos Christus te word, elke dag meer en meer in jou lewe, te streef om soos Jesus te wees. En ja, dit maak die deur waawyd oop, 'n waarheidsdeur oop, dat as jy my sien iets doen wat nie reg is nie, om met die woorde na my toe te kom of my te sê, pastoor, jy het gesê, ons moet heilig maak in haar lewe. Ek sien iets in jou area van jou lewe wat nie reg is nie. Dit is waardering vir mekaar, want die woord van God sê, ons moet mekaar in liefde vermaan. Ons moet mekaar regwys. Dis nie 'n kwessie waar 'n pastoor preek vir jou op 'n Sondag en nou moet jy hier sit en jy moet voel dat hy praat met jou. Nee, dit is 'n tweesnydende swaard. Ek praat nou met jou, maar in die week moet jy die foon kan optel en met my praat. Dit is 'n gesonde gemeente. Dis 'n gesonde evangelie. Om met mekaar te kan praat met hierdie ingesteldheid. Ons moet mekaar dra met die gawes van die Heilige Gees, om mekaar toe te rus
en mekaar op te bou tot die volheid wat daar in Christus Jesus is. Met ander woorde, wanneer ek by daardie deur uitstap, dan is ek 'n mens wat ook 'n lewe moet gaan leef net soos jy. En het ek ook foute wat ek dalk mag maak in my menslike tekort, maar nie omdat ek dit opsetlik mag doen nie, maar omdat ek daarteen stry, moet ek ook. Kom ek vra die vraag so. As jy elke môre in die spieël moet kyk in jou eie lewe, jou eie foute moet raak sien. En daar is niemand om jou wat van buitekant af 'n ander persepsie het, 'n ander angle het waarna hy kyk nie. Maar jy alleen moet bepaal wat is reg en verkeerd, en jy moet hierdie pad stap met God in alle opsigte. Maar ek praat van jy het niemand wat jou help, het niemand wat na jou kyk nie. Hoe lank gaan jy staande bly as jy geen klankbord het nie? En dis wat ons moet wees, mekaar se klankbord wees. As ek sien, daar's iets wat dan die kleintjie verkeerd doen, dan moet daar so 'n liefdesband in hierdie gemeente wees, dat as ek die vooroptel en sê, dan dink ek, daar's iets wat dan nie gesê het of gedoen het, toe ons die laaste keer by mekaar was, wat vir my nie reg was nie. Dan moet dan die kleintjie nie daarom dag gee, wat wil hierdie pastoor nou weer vir my kom preek nie. Dan moet onmiddellik 'n oop gemoed wees van, kom, laat ons koffie drink. En dan moet ook die liefde in die saak ervaar word van wanneer ons met mekaar praat en mekaar vermaan, mekaar opbou. Want uit watter beker drink ons? Ons moet uit die beker drink van God se woord, wat die maatstaf is, wat die rigtingwyser is, wat die standaard is, wat die kerk moet najag met alles wat in hom is. Hoekom? Want die een wat die woord geskryf het, geïnspireer het, die skepper van hemel en aarde is een vir wie ons eendag gaan staan, wat van ons op 'n standaard gaan sê, het ons gelewe volgens sy woord, of het ons nie gelewe volgens sy woord. So ons kan in die tyd wat inkom, en daar is baie dinge wat ek oor kan praat, maar wie wat, ons gaan oor die tye wat kom in hierdie Desember maand, kan ons ure om praat, maar ek voel in my gees vanmôre terwyl vir die Here stil word, dit is al so uitgeput, die gesprekke oor die feestydde en oor die dinge en hoe ons van mekaar verskil. Wie wat sê ek vanmôre? Elkeen moet bepaal hoe hy hierdie beker gaan drink voor God. As u vanmôre hier sit en u sê u is 'n kind van God, u is 'n seun en 'n dogter van God, dan moet jy self by jouself sê, Gees van die Here, lei my dat ek nie 'n beker sal drink wat deur duiwels opgeskink word nie, maar deur die Gees van God se goedkeuring aan my geskink word. Dat ek my nie skuldig maak aan verkeerde dinge nie, maar in alles in geregtigheid en vrede met God vorentoe beweeg in alles wat ek doen. Want anders dan gaan ons in argumente ingaan wat sinneloos is, om mekaar te probeer oortuig wat is reg en wat is verkeerd. Terwyl ons die Heilige Gees ontvang het, wat ons moet leer, en ons in die volle waarheid dit bly. As ek voor God, in my verhouding met God, gelei deur die Heilige Gees, vrede het, en ek weet my gewete word nie deur die Gees van God aangekla nie, en is in lyn met sy woord, hoekom het ek dan nog iemand nodig om my te kom vertel wat is reg en wat is verkeerd? Want ek jaag mos die woord van God na, of jaag ek nou mense se opinies na, of jaag ek na wat mense my vertel wat is reg en verkeerd? Nee, elkeen van ons omhoor wat die sit, en die Heilige Gees ontvang, wat ons in die volle waarheid moet inlei. Is dit so of is dit nie so? En daarom sê ek ons moet besluit van wat 'n beker ons gaan drink. Wil ons drink om die hele dag soos 'n golf heen en weer geslinger te word oor opinies. Want dan sê hierdie een dit is verkeerd, en dan sê daai een dit is reg. En dan sê die een dit is soos ek moet doen, en dan sê die volgende dit is soos ek moet doen. Wanneer gaan ons begin stil word en in ons binnekamer ingaan, die deurverslag sluit en voor God stil word rondom sy woord en sê, Here, lei ons deur die Heilige Gees wat U gestuur het, wat U ons 'n belofte gegee het, dat U los ons nie as wees agter nie, en U sal ons in die volle waarheid inlei. Here, ek wil waarheid hê oor hierdie saak, en bring dan jou vraagstukke, bring dan jou stryd na God toe.
Gaan lê voor God en sê, ek wil voor U in geregtigheid staan, ek wil nie uit die verkeerde beker drink nie, ek wil voor U uit die regte beker drink, ek wil nie meer hoor wat mense sê nie, ek wil hoor wat die Gees van God vir my sê, maak vir my dit oop, want U is 'n lewende God en U is 'n werklikheid en U het 'n verhouding met my, lei my in die waarheid in. En dan sal ons nie kan struikel nie, want die Gees van God sal ons nie teleurstel nie. Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat jy hulle lewe en lewe in oorvloed kan hê. En dan maar hierdie klein jakkalsies wat die landery verwoes, sal altyd 'n plek soek om jou vrede te steel. Sal altyd 'n plek soek om jou by 'n plek te bring dat daar soveel verwarring in jou lewe is, dat jy nie eens meer weet, hoor, watter kerk is nou die regte kerk? Weet jy, almal sê hulle is die regte kerk, en elke persoon wil vir my nou kom vertel, dit wat hulle preek is die waarheid, maar ek is al so verwarring net met almal, hierheen sê dit, en hierheen sê dit, en daarheen sê dit, ek wil nie eens meer kerk toe gaan nie. Want net as ek begin ingestel raak, ek begin nou die woord kry, dan sê die mense, jy moet wegbly van my soos 'n kerk, wat is 'n valse prediking. Here, nou wanneer moet ek nou gaan? Maar wanneer is daar nou nie meer 'n valse prediking? Wanneer is daar nou die waarheid? God sê, die vyand het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Weet jy gebring toe waar jy vandag is? 'n Mens? Die hoeveel gemeentes het jy al beweeg toe waar jy vandag is? Het jy iewerste dit verloor omdat jy nie meer met 'n sekere pastoor die pad stap nie? Nee, omdat ons God volg en hom najag, sal God altyd ons voetspore lei, dat ons nie deur 'n pastoor gekoppel, pastoor-aanhangers word, maar God-aanhangers word, wat gelei word deur sy Heilige Gees in volwassenheid. As my jaag nog na die ideale, die perfekte, die volmaakte pastoor is, dan wil ek jou vanmôre vertel, gaan jy nog jou knie nerf afval in hierdie lewe, want jy gaan iets jaag wat God jou nooit gesê het om jou, en jou gesê jaag sy woord. Jaag sy woord. Jaag 'n verhouding met Jesus Christus. En hier is die probleem. Ons wil van 'n pastoor iets perfek maak. En tussen van ons eie lewe uit mekaar het, met dit wat ons doen en wat ons sê, buite kan die kerk. Jy sien, ons oë is te veel op 'n mens, om ons eie lewens met sy wandel, of met haar wandel te regverdig, terwyl ons eie lewe uit mekaar uitval, want ons is ver van God af. En wanneer jy sê, wie moet jy jouself meet aan 'n volgende persoon, of daai persoon perfek is, en of hy altyd volmaak praat, wanneer my eie lewe voor God in alle opsigte volmaak is. As jy nog hier uitstap nie, jy vloek mekaar uit mekaar by die huis nie. En as oneenigheid in jou eie huis, jy wil mekaar van die môre tot die aand doodmaak. Wie gee jou die reg om nog in 'n kerk in te stap en nou wil jy nog die pastoor gaan judge? Sê ek daar, maar nie iemand wees met my aan die woord van God nie, asseblief doen dit altyd. Ek praat hier dieper as net die oppervlakkige. Ek praat van 'n standaard wat die mens vir homself wil stel om homself te regverdig, maar bepaal vanmôre uit watter beker drink jy? Drink jy uit God se woord elke minuut en elke sekonde van jou dag? Of is jy maar besig om die beker te drink, dan drink ek 'n bietjie hier. Dit is so goed of ek gaan drink tee. As daar by Gert kom, dan vra Gert vir my, pastoor, rooibos tee. Ek het nie ander tee nie. Dan drink ek maar rooibos tee. Dan as ek al by Tannie Kleintjie, dan sê Tannie Kleintjie my, hoor, ek het net swart tee. Dan drink ek maar swart tee. Dan kom ek weer al by Kobus, dan sê Kobus vir my, nee, ons is nou op 'n gesondheid, ons drink net green tea. Dan dink ek, my maag. Maar alright, drink tee moet ons drink. Ek so geskiet, gooi maar vir my 'n koppie tee. En as ek al weggaan, dan dink ek, hoorie, wat is fout met hierdie ou dat hy groen tee drink? Is die probleem by hom wat vir my groen tee gegee het, of is die probleem van ek kon nee gesê het? Weet jy hoe onkoersvas is ons as mense? Jy kom by iemand en vra vir jou, wil jy iets drink? Ja, maak nie saak wat nie, maak maar iets. Wil jy koffie of tee? Net wat jy maak. Ons kan nie eens keuse maak oor koffie of tee nie. Nou wil ons lewenskeuses maak. En watter beker drink jy is die vraag vanmôre.
wat jouself nader aan God bring in alle opsigte van jou lewe, dat jy met daardie totale vrede kan leef, dat in alle opsigte van my lewe drink ek uit die beker van God se woord. Of ek dan nou 300 km van hier af alleen in die Karoo sit. En daar is niemand om my nie. Watter beker drink ek, wanneer niks niemand by my is nie? Of môre van die lewenspaai my en ek het 'n kontrak wat ek moet gaan doen in Karoo. Want ons lewe het vandag so verander dat mense moet oor ons hele wêreld vol gaan om werk te gaan doen. So jou eie kind moet môre dalk Amerika toe vlieg, nou moet hy in Amerika gaan werk, want daar is nie ander werk, of hy moet in Engeland, of hy moet in Australië, of hy moet in Nigeria, of hy moet in waar ook al moet hy gaan werk. Daar waar jy gaan. Watter beker drink jy, wanneer daar geen standaard is? Drink jy nog steeds die beker, omdat dit diep binne in jou gewortel is, ek is uitverkoop aan Jesus? Of val jou standaard soos wat die omstandighede val? Hier drink ek die beker van Jesus, want hier is ek tussen kerkmense, hier is ek, ons drink almal en ons bou mekaar op. Maar as ek daar is waar daar geen Godvreesende mense is nie, dan leef ek en ek drink ons soos hulle drink. As ons vanavond om die braaivleis vier staan en praat ons maar dieselfde taal, want ek is nou tussen hulle. En dan kom ek weer terug huis toe vir Suid-Afrika toe, ek kom nou 'n bietjie van my ma, my pa kuier, of my oom, of my tannie, of wie ook al, dan drink ek nou weer die beker van die Here, want ons gaan nou Sondag kerk. Watter beker drink ons elke dag? Sê ek nou vanmôre vir jou, kom los van hierdie beker, om altyd my te regverdig voor God met iemand anders. Kom ons begin by die plek te kom, om te sê, Here, ek drink u beker, want ek het 'n verhouding met u. Waar ek beweeg, is ek besig met God, is ek besig met sy woord te bedink, is ek besig met 'n verhouding met hom, of ek in my kar ry, ek is besig met die Here. Ek wil wees, jy lang genoeg, gaan fout soek. En dis kom ek gee garantie. Jy kan die mooiste sing, jy kan die oprechtste sing. As ek fout wil vind in jou, nee. Gee my 5 minute en ek fout in jou. 5 minute. Psalm 23 vers 5. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstander. U maak my hoof fit met olie, my beker oor. So, nou wil ek jou vat van wat jy moet versigtig wees, na die fokuspunt waarop ek en jy moet fokus. Ek en jy moet sit aan 'n tafel, waar ek met God in gesprek is, waar ek met God maaltyd het, en hy is die een wat my beker laat oorloop, hy is die een wat my hoof vet smeer met olie. Wie wat sê lekkerste lekker? Wie wat sê lekkerste lekker? As jy dwars deur 'n storm stap, is 'n gesalte van die Here. En alles in jou lewe gaan goed. Ek praat nie van uitdagings, want ons almal het uitdagings. Maar bo natuurlik kan jy sê, ek is gesalf, ek is geseënd in my lewe. En my lewe spreek van God se seëning. Al val die storms van kritiek, al val die storms van menslike opinie, al kom die hele wêreld teen jou. They can't stop the anointing that's flowing through your life and breaking all doors. En dan praat ek van materiële dinge nie. Ek praat van 'n vrede binne jou wat niks en niemand van jou kan vat nie. 'n gesalfde vrede wat alle verstand te bowe gaan. En jy gaan net vorentoe. Jy sak nie uit nie. Jy luister nie eens meer later wat mense van jou te sê nie. Jy gaan net vorentoe. Weet jy hoekom? Want jy loop in bloedspore van een wat vir jou die pad wys. En sy naam is Jesus. En al wat jy hoor ek nog sy stem. Hoor ek nog sy teenwoordigheid in my lewe. Dan maak dit nie saak wat ander mense sê nie. En moet nie my wat sy boodskap volgens verkeerd verstaan, dat ek moet probeer praat oor valse predikers en nie valse predikers. Mense, ek wil praat met jou vanmôre. Vergeet van Simon Oendal, vergeet van sy omstandighede, vergeet, ek praat nie vanmôre van my nie.
Wie wat wil ek doen? Ek wil eintlik vat en ek wil elke omstandighede wat ek prakties in my lewe beleef, wil ek oorvat, dan wil ek myself sê, dan is ander die man. Dan wil die kerk van God vandag onder aanval wees. Dan moet daar baie ander kinders van die Here wees, wat op YouTube na hierdie boodskap luister, wat moet weet, ek is dalk op 'n punt dat ek wil opgee in my verhouding met die Here. En vanmôre is hierdie boodskap wat vir my sê, ek moet bly drink uit die beker van Jesus Christus en moet vorentoe breek en ek moet in my oorwinning kom, maak nie saak nie. Want op die einde van die dag gaan dit, het jy 'n verhouding met Jesus Christus? Ken hy jou? Ken jy hom wanneer hy op die wolke kom? Ons kan so gesaai trek word dat ek, jy weet, later is ek so ge-worry oor wat Martie vir my sê. Dan weet ek, Martie het 'n sekere opinie. Ja, en dan weet ek, Dion het 'n opinie. En dan weet ek, Janetta het 'n opinie. En nou Sondag word my hele boodskap gevorm en beheer oor, ek wil nou net nie iets sê wat Martie gaan offend, of ek wil net nie iets sê wat Dion gaan offend, ek wil toch net iets sê, en weet jy wat, later preek ek nie meer die woord van God nie. Ek is so bang wat mense sê. En ek weet die waarheid sê. Ek is 25 jaar in die bediening. En 25 jaar sê ek hierdie woorde van die kansel af. Moenie alles glo wat ek sê nie. Luister fyn en as ek iets sê wat jy reg is, maak met my koffieafspraak, my is my reg. En in 25 jaar het ek nog nie een koffieafspraak van niemand gekry. En ek het baie opinies gehoor. En wat ek beker drink jy? Romeine 15 vers 13. Mag die God van die hoop julle vervul met blydskap en vrede deur die geloof dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Met ander woorde, dit gaan op die einde van die dag, hierdie beker wat ek drink, bring dit vrede, bring dit standvastigheid, bring dit volwassenheid, bring dit wysheid, bring dit rigting, bring dit my nader in die Here. Of as ek besig om beker te drink, kom vat 'n voorbeeld. Ek stap te keer in gesprekke, dan wil die ou oor 'n sekere ding in die Bybel met my stry die hele tyd. Kom ons vat byvoorbeeld 'n voorbeeld. Julle wat Sondag kerk toe gaan, is besig om 'n post-blue law te volg. Julle moet op 'n Saterdag kerk toe gaan, want dit is die Sabbat van die Here. En toe is ek vir jare vasgevang in 'n argument. En wie wat gebeur toe ek die argument vasgevang raak, om mense te probeer oortuig wat my opinie is en hulle probeer my oortuig, loop ek elke week in iemand vas wat my wil kom stry oor die Sabbat. En ek dink, Here, is die hele wêreld nou in argumente met mekaar oor watter dag? Tot ek in my binnekamer ingaan en gaan stil word voor God. En toe lees ek die 10 gebooie. En ek sê, Here, nou vandag moet U vir my die 10 gebooie oopmaak, want ek wil vrede hê. Daar's te veel stemme. En toe lees ek die 10 gebooie. Eerste 3 gebooie sê jy moet die Here jou God lief hê met alles. Die 4de gebod sê jy moet die Sabbat heilig, want dit is die ewige instelling. Die laaste 6 praat oor ek mag nie vir my naaste begeer nie, gaan oor die naaste. Ek sê, Here, ek lees hier so die Sabbat is die ewige instelling, so dan is ek verkeerd om op 'n Sondag, dan moet ons terug aan Saterdag toe. En die Here Jesus vat my in my gesprek. En hy sê vir my, waaroor gaan die eerste 3 gebooie? Gaan oor God. Waaroor gaan die laaste 6 gebooie? Gaan oor jou medemens. En toe kom aarde kom het gesê, ek het nie gekom om die wet te ontbind, maar ek het gekom om dit te vervul. En ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet die Here ewe God lief hê bo alles. En die tweede gebod waaraan jy gelyk gaan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, en ek praat niks van die Sabbat nie. En as jy kom in my rus in, en jy sal vrede vind. En skielik verstaan ek dat Jesus is die vervulling van die Sabbat. Ek moet God bo alles lief hê, en ek moet in die ewige instelling van sy rus inkom.
Nou jaag ek nie meer 'n wet om iets te regverdig nie. Ek staan nou met die wet verval wat op my hart geskryf is. Ek het in die vrede van 'n lewende God in beweeg en hy het alles betaal wat ek nie kon betaal nie. Hy het volmaakte lewe gelewe wat ek nie kon leef nie. Ek kan nie 'n wet najaag om iets te regverdig wat ek in elk geval gediskwalifiseer was aan. Hy was ewig gekwalifiseer was om die volle prys te betaal op Golgotha. En hy sê, kom nou in my rus in. Neem my juk op, want dit is sag. En toe lees ek in Openbaring dat daar gaan 'n Sabbat wees op die nuwe aarde. En toe begin my kop weer te battle. En die vra die Gees van die Here vir my, is daar 'n son, dat daar sonsondergang is, opkom, dat jy nog gaan bepaal, dis vandag nou hier, en dan het ek sê nee, die woord van God sê, sy lig van geregtigheid sal die verligting wees van die nuwe aarde. Daar gaan nie meer dag en nag wees nie. As jy hier, hoe gaan ek nou bepaal wanneer is die Sabbat? Hy sê, verstaan jy nie mooi nie. Ek is teenwoordig, dis my rus wat jy vir ewig gaan. Jy gaan 'n Sabbat rus in. En toe ek hierdie in my stil word in my binnekamer gaan vind, toe stap ek uit. En, onthou nou, daar is 'n geestesaktivering. Hulle kom, want daar is 'n oop deur. En die volgende persoon kom vang my aan oor die soort. Ek sê vir my Pieter, kom sit. Vandag gaan ek met jou argumenteer, want God het my nie geroep om te argumenteer. God het my geroep dat daar orde moet wees, en dat ons regte moet kry, en dat ons hom moet begin opvolg. Sê vir my, is daar blydskap in jou om dit op 'n Saterdag te doen? Hy sê vir my, absoluut, ek is bly. Ek sê nou gaan en gaan dien God met alles in jou op die Saterdag. Daar is blydskap in my om op 'n Sondag te gaan, want dat die gewoonte van mense is om na die huis van die Here toe te gaan, om met hulle woord te deel op die dag van hulle, soos Paulus op 'n Sabbatdag gegaan het, hy sê self in Handelinge, dat was die gewoonte van die Jode om op die Sabbatdag na die sinagoge toe te gaan, daarom het hy na die sinagoge toe gaan met hulle gepraat. As jy gaan doen wat jy doen en doen dit met alles. Ek gaan doen wat ek doen, gaan dit met alles doen. En die vrede wat ek in Jesus Christus het, want vir my is hy die Sabbat. Ek het nie nodig om weer my kop oor hierdie Sabbat. Wie weet gebeur? Suddenly. Onverklaarbaar. Kom niemand meer oor my pad om oor die Sabbat te stry nie. Ek dink die Here nou, waar sal nie mense, want amper elke week was iemand wat my oor het gestry. Die Here sê, jy het daai deur toegemaak, die vyand het nie meer daai deur op jou nie. Om die vrede te kom, want hy het gekom om die steel te verwoes. Bly in die vrede waartoe jy geroep is. En moet jou nie weer 'n slaaf maak van iets wat jou wegvat van Jesus af nie. En so kan so baie goed vanmôre praat. Is jy vry? Is jy vry in Christus? Drink jy sy beker? En ja, as jy daai vrede nie in hierdie kerk vind nie, nie in hierdie gemeente nie, kan jy nou opstaan by die deur uitstaan. Moenie nog battle met jou eie moes en jou worstel waarmee jy nou in hierdie gebou sit en worstel. Staan nou op, die deur is oop. Moenie bang wees nie. En moenie terugkom nie. Maar wie wat moet jy gaan doen as jy by die deur uitstap? Gaan vind vir Jesus. Gaan vind jou vrede in God en lewe daai vryheid wat in Jesus het. Want dit wat help dat jy kom hier nou toe, en jy kom battle elke Sondag met jouself hier binnekant. Jy kom battle met die pastoor elke Sondag. En dit is nie jy geen vrede in Jesus nie. There's the door, go, and don't come back. Maar moenie daar uitstap en vir Jesus mis as hy kom om jou te kom haal nie. Jy moet reg wees as God kom. En die beker wat jy drink, elke dag van jou lewe, en alles wat jy sê, en alles wat jy doen, moet 'n beker wees wat sy goedkeur wegdra. Jou hart moet vrede hê met God. En gaan vind jou vrede met God. En kry 'n plek waar jy rustig word en sê, ek het die vrede van God. Ek sit aan sy tafel. Hy dek vir my tafel teen my teenstaan my beker doop. My hoof is vet gesmeer. Ek het peace, ek het vrede in Christus. Maar asseblief, ek vra jou mooi, in die naam van die Here Jesus Christus, moenie na hierdie kerk toe kom en jy kom sit en battle met jou eie mind oor wat die pastoor sê en jy vind Jesus nie eens in die proses nie. As hierdie pastoor jou laat struikel, asseblief vat pad en moenie terugkom nie. Ek dink ek het genoeg gesê.
Ek is nie besig om kerk te bou nie. Ek is nie besig om mense met mekaar te maak om 'n volgeling van pastoor Simon Oring te word. Ek het een begeerte voor God, is dat mense by Jesus moet uitkom. Dis al begeerte wat ek het. Matteus 5:16, laat jou lig so skyn vir die mense dat hulle hulle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is vir julle. Right, en soms kom jy seentjie uit. Kyk maar, ek wil jou sê as mense loop jou is. Moet jy versigtig wees. En soms net omdat ek weet mense sal my loop. Sal ek goed doen om hulle te irriteer. Dan kom jy al van 'n kerkfunksie af. Dan weet jy as jy nou weer hierdie water gaan jag, gaan jy nou elke persoon met jou probleem met irriteer tot in hulle vlees. Dan kyk jy maar wie kom môre kerk toe. Nee, al die mense wat 'n probleem met jou het, gaan nie môre kerk toe. Dis goed so, hulle moet nie kerk toe kom. Is dit Langerhand? Wat is daai straat? Langerhand. Ja man, maar jag nie hierdie water in so spat. En jy dink so vir jouself, Here, ek wonder wie van hulle is nou so geïrriteerd met my, want dit is in elk geval my geïrriteerd. Want ek wil hierdie mense in hierdie kerk, wat nog die pastoor volg, moet so geïrriteerd word met die pastoor nooit weer na hierdie kerk te kom. Maar kom by Jesus. Kom by Jesus. Begin die Here te volg. Drink sy beker. En sal vrede hê wat geen mens ooit vir jou kan vat nie. Blydskap wat geen mens kan verstaan nie. Boldness om vorentoe te gaan te midde van wat ook al in jou lewenspad kom, wat geen mens kan verstaan. Kan jy verstaan hoe kan hierdie ou nie met alles wat hy al deur gegaan het. En toe jy vanmôre daai liedjie sing in die lewenspad, hoe heilig. Weet jy hoekom? Elke kronkel pad ken nie. En nog steeds was die daar. En my eie lewe speel so vir my af, en ek dink, Here, as Simon moes homself op die weegskaal plaas, ek nooit 'n pastoor word nie. Want ek sou net nie goed genoeg wees vir dit nie. Ek sou nie goed genoeg voel vir dit nie. Maar omdat ek Jesus lief het. Het ek begeerd. Ek het eendag iemand gesê wat in 'n diens sit. En gaan met hierdie gedagte afsluit. Persoon het toe nou nogal die ruggraat. Ek love mense met ruggraat. Of my na die diens te sê. Ek hou nie van die hoe jy preek nie. En jy sal my ook nie weer in hierdie kerk sien nie, want ek het 'n beter openbaring van God gekry en ek sien die waarheid van God se woord. Ek sê vir hom, well done pastor, go start your congregation. Jy weet nou alles, jy sal nou die ewige so perfek kan preek. Gaan begin jou eie gemeente, man. Wat sit jy nog hier? Jy weet nou alles. En hy sê my, jy is arrogant, ek sien jy is arrogant nie. Ek help jou om die bankie los om iets te gaan doen vir jou. So dalk weet jy dit vanmôre, iemand dalk wat hier sit, ag, ek wil ons weer so weer. Ek kan baie beter doen. Kom, ek gaan begin jou eie gemeente. Nou wil jy weet wat jy tog sê. En daarna 10 jaar of 5 jaar van jou eie gemeente, dan kom jy terug en kom vertel jy vir my, nee, ek kan hier mense hoe alles spek jy doen. Dis nie so maklik om 'n pastoor te wees, so wat ek vir sê. In die banke lyk dit maklik. Weet jy hoekom lyk dit maklik in die banke? Watter ou is die beste skeieregter? Die een op die rugbyveld of een in die paviljoen? Want hy sien die veld nie. Die een op die paviljoen dink hy kan die hele game reg geblaas het en reg geram het. En hy kom tot te beter 3 gedruk het as jy oor nie die 3 uitgekom het. As ek dit nou, ek was nie, so ek aan die regterkant verbygepaai het. Waarvoor binne in die skare, nou in 'n gelos gemaal betrokke raak. Hoekom draai jy nie die springbok te ry nie? As jy dan so goeie rugby speler is. Because it's always better to judge than to be in the race and take the punch. Het is maklik om 'n punch uit te slaan, as jy nie self in die race is om geslaan te word nie. Man, ek love my Medina. Love my God.
Kijk, ek is al bloedbek geslaan, ek is al blauwe geslaan in my lewe, maar as dit iets binne my wat soos vuur is, wat my laat vorentoe gaan. En wat die beker druk nie. Johannes 15 vers 4, bly in my soos ek in julle, net soos die boot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle nie, as julle nie in my bly nie. Hoe vanmorgen jy sê, as jy nie in Christus bly nie, gaan jy nog raak. As jy nie in Christus ingeënt is nie, gaan jy spoed verloor. En jy gaan later nie eens nie weet of die beker wat jy drink, 'n regte God goedkeurende beker is nie. Weet jy wat is my beste raad aan jou, as jy in 'n maalkolk is van, jy weet nie wat die rigting nie, daar's net te veel stemme, daar's net te veel. Man, doen soos Paulus. Wie wat het Paulus gedoen toe die Here met hom praat op pad na Damaskus toe? Wie wat sê Paulus? Ek het nie dadelik gegaan na die wat voor my disippels was nie. Hy vertrek na Egipte toe hy, ek dink vir 10 of 14 jaar in Egipte met die gees van God gaan afsonder. En toe het hy teruggegaan na Jerusalem toe, na die ander disippels toe. Ok, as jy dit nie gevang het nie. As jy met soveel dinge in jou battle, gaan huis toe. Moet die kerk toe gaan. Ek vra jou mooi, moet die kerk toe gaan. Nie na 'n volgende kerk toe nie, nie na 'n mega kerk toe nie, na 'n klein kerk toe, geen kerk toe nie. Gaan huis toe. En gaan sit by jou huis. En raak vir een keer in jou lewe stil vir God. Want jou siel is op die spel. En na by jou huis, dan sê jy, Here, dis nie omdat ek nie wil kerk toe gaan nie. Dis nie omdat ek U nie wil dien nie. Dis nie meer omdat ek wil net vir een keer in my lewe met al die stemme, met al hierdie dinge wil ek net by plek kom waar ek stil word. Ek wil U stem hoor. En dan bly jy op daai plek. Jy gaan nooit weer kerk toe. Terwyl jy God se stem hoor en stilte vind. En wanneer jy daar opstaan en jy het 'n ontmoeting met God gehad. Nie godsdienst nie, 'n lewende werklike ontmoeting met die Jesus Christus wat vir jou aan die kruis gesterf het. Die God van hemel en aarde met hom 'n ontmoeting gehad het. En jy staan op. Dan vra jy hom, waar toe nou? En dan gaan jy waar sy voetspore jou lei. En jy drink die beker wat hy vir jou skink op die plek wat hy vir jou skink. Asseblief, hier in die einde van 2025, voel ek om hierdie woord vanmorgen vir jou te bring, jy mag nie met 'n battle wat jou verstand die mekaar krap 2026 gaan nie. Die tyd is te min. Jesus kom so naby, jy kan nie nog bekostig om met sinnigheid, met, ek wil amper sê, gewiglose argument in jou kop rond te loop nie, man. Opinie oor iemand. Gaan kry 'n plek waar jy voor God stil word en sê, ja, ek wil jou beker drink, ek wil nie meer verward wees in my verhouding met jou nie. Ek weier om na 'n kerk toe te gaan of van kerk tot kerk te spring, want wie wat hier besluit nou net vir my dit so, en dan as ek hier was, Here, nou weet ek nou nie. Word stil. Word stil. Ga vind jou stilte by Jesus. Want kom ek sê vir jou, moet jy stilte blom kry. Tyd gaan verby. Pastore leef en pastore sterf. Pastore kom en pastore gaan. Maar as jy reg om God te ontmoet, is jy reg om voor Jesus te staan. Here, weet jy, hoe moet ek dit nie gemaak nie? Daai pastoor het vals gepreek. My seun, het ek nie vir my Heilige Gees gestuur en my woord nie. Het ek nie vir jou gesê, moet nie op die arm van vlees vertrou nie. Maar vind my. So weet moet ek hierdie preek vanmorgen preek. Miskien jy het raak gesien, miskien nie. All the blood is now from my hands. Wat jy nou vrye keuse om aan jou eie siel te gaan werk.
En as jy nou Sondag vir Sondag weer hier na toe kom, en jy nog steeds 'n battle met die pastoor, dit blad is not van my hands anymore. As jy bloed op jou hande. Vind jou vrede in God en leef dit. Kry vir jou 'n plek waar jy kan wortel skiet vir Christus en groei soos 'n boom. Soos 'n boom wat deur die storm, wanneer die wind kom, kan dit, ek meen as jy hierdie dik groot bome sien nie, hy storm kom, en dan sien jy die klein boontjies word so my pad af, staan hy groot boom nie. Dink jy so jouself, hierdie boom aan sy dikte en aan sy jaarringe is al 300 jaar oud, man. Hoe kan jy die boom dit reg? Sy wortels is gefestig. Hy staan vas deur die storms, man. Kom by 'n plek dat jy wortels skiet en staan vastig word vir Jesus. Dat storms jou nie meer skud nie, man. Maar jy weet wat dit is op pad. En wie jy weet dit? Sal by die huis, dan gly die hamer en slaat jou hand raak. As daar iets anders uitkom wat God se beker nie behaag nie, dan wil jy sê, Here, hier is nog iets binne my wat U nie behaag nie. Ek drink nog die verkeerde beker, want hier is ander gemors wat uitkom as ek hierdie hand raak slaan. Ek het eendag, het ek by 'n jeugkamp iets gewys. Ek vat 'n blikkie kook. Sy is geseel. En hy is Jane geseel, ek sê toe na vir, want jong mense het snaakse verstand, ek dink jy, miskien om dit inspek en ook hier, ek jou op iets anders gedoen. Ek sê dit is kook, net om dit vir julle te sê, dit is kook. En ek vang my blikkie reskip op. Ek vra, wat is binne hierdie blikkie? Kook. Ek gooi hom op die grond neer. Tel hom ook sê, wat is binne hierdie blikkie? Kook. Ek gooi hom teen die muur vas. Ek sê, wat is binne hierdie blikkie? Kook. Ek trap op my blikkie. Vat hom. Ek sê, wat is binne hierdie blikkie? En toe kom oopmaak, toe wys jy vir my die skak. Want hoe meer jy gestamp word met Jesus se krag wat vir jy leef binne jou, hoe meer kom dit kragtig uit jou uit. Jy is onderstel wanneer die toetse kom om nog meer explosief vir Jesus te wees. As jy blikkie kan net so neersit en hy het nog geen skit of storm deurgegaan nie. Maar kom maar so. Dan gooi hy blikkie die muur vas en trap op hom en skit hom en dan maak jy hom oop. Dan kom hy kook met fors uit. Maar dan kom nie van tyd nie. Dan kom kook uit. En laaste illustrasie. Kan ek geldnoot, iemand vir my geldnoot. Want nou net, wees versigtig, die geldnoot wat jy my nou gee gaan offerande vers doen na die tyd. Baie, wat sê hierdie? Is jy seker is dit nie? Hou hom, kyk hom mooi, het 'n water is 10 rand, nee. Wat sê hierdie? Wat is dit hierdie? Wat is dit hierdie? Nou kom as jy geskit word, dan is jy een oomblik waarde, en die volgende oomblik jy geen waarde nie. Een oomblik is jy kind van God, Christen, en as die storms kom en jy 'n bietjie skit en jy trap, dan kom daar iets anders uit, dan is dit definitief nie meer die taal van 'n kind van God nie. Maar ek is 'n Christen. Hierdie 10 rand kan sy waarde nie verloor, die maak nie saak wat jy doen nie. As ek die plek waar jy sy waarde kan verloor, is ek maar die brand seker nie verbrand. Maar nie die plek kom waar jy verbrand word nie. Maar hoe jy waarde terwyl jy nog aan Christus is. Vermaak. Moet nog wat toestemming kry. Anders stel ek môre weer, die pastoor het 'n tik om geld met jou weer sê. Want jy word veilig. Ek is toch so bly met 10 rand dat jy nie toe onbetaal. Mense, my boodskap aan van jou vandag is, begin te drink uit die regte beker wat jou nader na God toe vat. Wat jou laat groei in jou verhouding met hom. Dat jy aan die einde van die aand op jou kussing kan gaan lê en sê, I'm sold out.
alles wat nie God behaag nie, is besig om te sterf in my lewe. En ek word meer en meer soos Jesus. Staan op. Dien God met alles. En moenie dat die vyand jou kom steel met gedagtes wat binne jou begin te woed, en hierdie wat binne jou woed, en dan daai wat binne jou woed, en dan daai. Weet jy wat, kom uit omstandighede uit. As die vyand jou gedagtetjies steel, dan maak dit mekaar, kom uit daai omstandighede uit. Raak rustig by die tafel wat God vir jou dek, dat jou beker kan oorloop. Jou hoof vet kan gesmeer word met die olie. Ek die evangelis was, en nie herder nie, die wat my ken. En jy sien dat ek arrogant was, en het 'n ander manier gehad van preek. Ek is ons so in die middel van die preek opgekom. Dus ek is hierdie preek irriteer, man, ek gaan vir 5 sekondes op 5 minute op van die pad. Sal op. Sal jy na hier kerk kom nie? Binne kan hoe gaan dit? 2 weke. As jy met 'n koffie afspraak. Ek kan na 'n ander kerk toe gaan, maar ek kan net nie kry dit by jou kerk kry, maar ek hou nie van jou manier hoe jy met mense praat nie. Maar gaan sit ons. As ek nou bly ek staan, wat ek gepraat het, moet jy stil bly. Nou bly ek staan wat jy praat. En dan moet ek altyd fyn luister wie die Gees my wys. Dan pak hou af voor wat hy vir my preek gedink het en wat hy vir my arrogansie dink, en as hy klaar is, en sê vir hom, God het gesien wat nie gebeur het die 5 jaar het was. En hoe seer jy gekry het. En met wat se woede jy het teen 'n pastoor in jou hart lewe. En as hy hierdie seker ding sê, dan raak jy kwaad. Dat pastoor nie dit. As jy dis hoekom die Gees van die Here my toegelaat het om op daai oomblik te preek, wat hy jou getrigger het, sodat jy genesing kan kry. Nou sit ons kom ons praat oor hierdie trigger. En dan word hulle dit lekker. Wat is kon regheid met mekaar praat. Soms is die probleem nie die pastoor nie. Soms is dit jou eie triggers, wat getrigger word, wat jou kwaad maak, en nou soek jy iets om dit die skuld te gee, terwyl God eintlik met jou wil werk, om jou gesond te kry. Aba Vader, dankie vir die liefde, dankie vir die genade, dankie vir die grootheid, dankie vir alles wat ons uit die Vaderhand ontvang. En dankie dat ons 'n begeerte kan hê, die gelei deur die Heilige Gees, om van alles los te maak, om nader aan Jesus te kan wees. Die vrede van Jesus te kan ontvang, en in 'n verhouding, wat alles wat nie van U af is nie, uit ons lewens verwyder, sodat dit net U beheer, en U guns, en 'n verhouding met U is, wat oorbly. Dankie Vader, U kom maak ons los, en U kom maak ons vas aan U genade troon. En ons sê vir U, amen. Ook hier. Sal oor my nagmaaltafel. Deur die jare het ek iets geleer.